spekuleer en dink dit is Paulus, maar een ding wat ons wel weet van die skrywer van Hebreërs is dat hy kom om Joodse illustrasies, Joodse tradisies, simboliek van die Joodse geloof, kom draai op 'n manier oor na 'n geestelike konnektasie en 'n Christelike konnektasie, sodat ek en jy dit baie beter kan verstaan. Want dan gaan die Bybel vir jou meer sin maak, soos Jesus wat die hoëpriester is. Dis 'n konsep wat ek en jy nie gewoond aan is nie, maar dis in die Joodse tradisie is dit 'n konsep wat hulle baie goed ken. So die skrywer probeer dit oordra aan my en jou. En net so met 'n klompie aspekte in die boek van Hebreërs. En dan kom hy hier in Hebreërs 13 en dan gee hy vir ons hoe ek en jy moet wandel. Amper soos 'n lewenswandel, die Christelike lewenswandel. En hy begin af deur om te sê, jy weet, ons moet gasvry wees teenoor mekaar. Dis 'n konsep wat ek en jy nie regtig ken nie, maar die Jode het dit geken. So hy probeer dit vir my en jou laat verstaan. Ons moet lief wees vir mekaar, broers soos broers moet lief wees vir mekaar. En dan kom hy hier in vers 5 en 6 en hy kom gee hierdie gedeelte. En die belangrike ding van hierdie gedeelte is die fokuspunt. En wat is die fokuspunt hierso? Die fokuspunt is daai klein woordjie tevrede. Daai woordjie is die gom wat hierdie vers aan mekaar hou. Daai woordjie is die gom wat die eerste paar verse makliker sal laat verstaan. Want die skrywer wil hier vir my en jou iets sê, dat ons moet vrede in ons hart hê. As jy wil groei geestelik, as jy regtig wil ver kom in die lewe, selfs in sukses, dan moet jy vrede in jou hart hê. En baie mense het nie vrede in hulle hart nie. En vanoggend wil ek graag kortliks, in lig van die doop en in lig van ons lewe, wil ek graag kyk na twee aspekte wat die skrywer gaan uitlig vir my en jou, om ons te help om meer vrede te hê in ons lewe. Die eerste ene is tevrede met jou lewe. My vraag aan jou vanoggend is jy tevrede met jou lewe? Is die vraag. 10-1 gaan jy sê, nee, ons 'n paar goedjies wat ek kan verander, ons 'n paar goedjies wat ek dalk kan regstel, en ek wil vir jou sê, dis die regte houding. Want die groot ding is net, dit is wat die skrywer ook wil hê ek en jy moet vra, is ons tevrede? Want hy begin af in Hebreërs, in daai eerste vers 5, deur om te sê, hou jou lewe. Nou as jy gaan kyk na die Griekse woord vir daai woordjie lewe, dan is dit gedrag, karakter. Dit is wat hier gesê word. Kyk na jou karakter, kyk na jou gedrag. En is jy tevrede met jou gedrag of karakter? En 10 gaan ons sê, nee. En dit is reg, ons moet sê nee. Want die groot ding is net, ons verander ons gedrag en karakter vir ander mense. Hier is die groot ding wat hy probeer vir my en jou sê. As jy moet vrede hê met wie jy is. Die groot ding is net, God het jou gemaak uniek, net soos jy is. Dis hoekom DNA verskil, dis hoekom oogkleur verskil, dis hoekom hare verskil, haarkleur verskil. Jy weet, al hierdie goeders verskil, want die Here het jou uniek gemaak. Hy wil hê jy moet jou uniekheid uitlewe. Hy wil nie hê jy moet 'n kopie wees van iemand anders te nie. En dis die probleem waarmee ons sit. Ons is nie tevrede met onsself nie, dan verander ons vir iemand anders te. Terwyl die Here sê, dis nie dit werk nie. En dis die probleem waarmee ons sit. Ons sit vandag in 'n wêreld waar mense hulle identiteit verloor. Hoekom? Want hulle weet nie wie is dit wie die Here hulle gemaak het nie. Want hulle verander konstant, Hulle verander hulle gedrag om by ander in te pas. Dis hoekom die skrywer aangaan om vir ons te sê, hou jou lewe vry van hierdie ding. En nou, hulle vertaal dit met geldgierigheid, maar dis nie eintlik die regte woord wat daar moet wees nie, maar as gevolg van die Afrikaanse woordeskat wat baie beperk is dit nou maar wat hulle ingesit het, die vertalers, want hulle het gedink, geld is maar wat almal doen goed vir geld. Jy weet, jy sal jou skoonma verkoop, as dit die regte prys is, seker, nee, iemand 'n aanbod vir my maak, ek is reg, nee, ek joke, Melanie, ek is lief vir jou ma, maar die groot ding is dit geld, laat die wêreld draai, dis hoekom Timoteus ook sê, jy weet, dis die liefde vir geld, wat die oorsprong is van alle kwaad. So geld is 'n regtig 'n groot probleem. En dis hoekom die skrywers dit insit, maar dis nie eintlik die regte woord hier nie. In die Grieks kan 'n mens daai woord eintlik met enigiets vertaal, geldgierigheid, maar die maklikste is of die naaste aan wat by daai Griekse woord kom is begeertes. So begeerlikheid, so iets wat jy begeer. En hier is waar die probleem inkom, is dat ons verander ons gedrag
en ons karakter vir goeders wat ons begeer. So ons is nie tevrede met ons lewe of tevrede met hoe die Here ons gemaak het nie, so ons verander onsself want ons wil inpas by ander mense, by ander aspekte. Net 'n voorbeeld. Kom ons vat groepsdruk. Groepsdruk is die mees algemeenste ene. Jy wil graag inpas by vriende en dan in daai vriendekring, dan praat jy soos hulle, jy reageer soos hulle, jy tree op soos hulle, na rukkie raak jy soos hulle. En dis die probleem. Dan verander jy presies wie die Here jou gemaak het om by iemand anders aan te pas. Dus kom ek baie keer vir mense sê, die Here het jou uniek gemaak. En dit is nie 'n geheim nie. Die Here het jou uniek gemaak en hy wil hê jy moet daai uniekheid uitlewe. Dis hoekom in 'n verhouding moet twee mense uniek wees. Dit bring 'n wonderlike aspek aan die verhouding. In die besigheid ook, uniekheid. Dis hoekom in die kerk ook, dis goed om uniekheid te hê, want elke persoon is uniek. Die Here wil jou nie maak soos iemand anders nie. Maar hier sit ons met 'n probleem. En die probleem is dat as ons sê yes, is jy tevrede met jou lewe, wat van as ek wil graag myself verbeter? Kom ons hanteer eers die eerste punt, en dit is, die Here het jou gemaak wie jy is. Moenie dit gaan verander nie. En as jy wil weet wie jy is, gaan terug na die woord van God toe en gaan ontdek, wie is jy? Wie het die Here jou gemaak? Nou, wie is jy? Want dis die vraag wat ons daagliks mee woed. Dis die probleme waarmee ons sit in die wêreld. Mense weet nie meer wie hulle is nie. Dis hoekom jy allerlei genders en allerlei twak in die wêreld kry. Hoekom? Want mense het nie ook 'n klou meer wie hulle is nie. Die ding is net, die Here het jou gemaak soos wat jy is. Wees dit. Maar, nou moet ons praat van 'n ander aspek, en die Bybel praat van dit. As ons onsself wil verbeter. Ons moet onsself verbeter in die goeie, nie in die negatiewe goed nie. Die Bybel praat wel van hoër strewe, so om jouself te verbeter. So jy kan sê, ek is nie tevrede met waar ek geestelik nou is nie, so ek wil graag groei. En dit kan jy doen, dit noem ons hoër strewe. Jy kan sê, ek is nie tevrede met sekere rituele, maar sekere routines in my lewe nie, ek wil graag dit verbeter. Dis great. Maar onthou net, hoër strewe is nie om jouself te verbeter, om beter te wees en neer te kyk op iemand anders te nie. Dis om jouself te verbeter in lyn met wat God wil hê jy moet wees. En dis hoekom ons hierdie wonderlike gedeelte kry in Filippense, ek dink ek het nou vasgehak. Jy kan net die volgende ene vir my druk daar. In Filippense 3 vers 13, wat sê, broers, ek verbeel my nie dat ek al alles het nie. Dis Paulus hierso, wat sê, ek weet ek het nog nie dit alles bereik in die lewe nie. Met ander woorde, hy sê, ek is ook nie tevrede met waar ek is op die oomblik nie, ek het nog nie dit bereik nie. Maar een ding doen ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Met ander woorde, ek maak my los van goeders wat my terughou om geestelik te groei. Waartoe groei ek? Ek span my in om by die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Waartoe God jou geroep het. Die Here het jou gemaak, uniek, soos wat jy is. Hy wil hê jy moet in daai uniekheid groei. Hy wil hê jy moet hoër strewe na dit toe. Dis hoekom ons die doop vanoggend het. Die doop is mense wat sê, ek is nie tevrede met my geestelike vlak nie, ek wil hoër strewe, in lyn met dit wat Christus my geroep het voor. Daarom gaan ek myself laat doop. Daarom gaan ek, deur middel van die doop, wys dat Jesus, soos u gesterf het, gaan ek ook sterf, en al die ou dinge, ek maak myself los van dit af. Ek gaan begin met 'n nuwe lewe. Ek gaan nou loop, soos wat u wil hê, ek moet wandel. Soos wat u wil graag hê, ek moet hierdie Christelike wandel lewe, in lyn met dit wat u vir my gegee het. En dis die belangrikheid wat ons hier sien in hierdie gedeelte. Dis hoekom Paulus vir ons sê, ek het dit nog nie bereik nie, maar ek werk hard, ek streef om dit te kry. Nie om te wys ek's beter as iemand anders te nie. Nee, want dan is jy weer besig om aan die begeertelikheid van lewe weer aan te gaan. Jy is besig om jouself te verander, want hoekom? Jy wil neerkyk op ander mense, jy wil hê, hulle moet weet, jy is beter as hulle. Dis nie wat Christendom oor gaan nie. Gaan niks daaroor nie. Dit gaan oor, jy wil jouself verbeter,
in lyn met die wil van God, deur om sekere goeders te los in jou lewe. En dis hoekom die vraag vanoggend, dis hoekom hierdie skrywer sê, wees tevrede met wat die Here vir jou gegee het. Die persoon wat jy is, wees tevrede met dit. Jy hoef nie jou karakter en alles te gaan verander om by ander mense aan te pas nie. Jy hoef nie dit te doen nie. Maar jy kan groei en groei en groei in jou Christenskap. En dit is wonderlik. En dan wanneer jy op die volgende vlak kom, het vrede. En dan as jy by die volgende vlak kom, het vrede. Want die groot ding is net, selfs Paulus sê, ek het nog nie eens die hoogste vlak bereik nie. So hoe op dis aarde wil jy dit bereik, of ek het bereik? Jy gaan dit nooit kan bereik nie. Dis hoekom ons elke dag moet strewe na dit toe. En die Here se aangesig soek. Want ons sukkel, ons gaan sukkel. Die laaste punt wat ek wil maak is jy tevrede met God? En hierdie is eintlik 'n baie vreemde vraag om te vra. Maar die groot ding is dat daar's baie mense wat nie tevrede is met God nie. Selfs Christene ook. Hulle dink God, jy weet, doen nie wat hy moet doen nie. En dan moan hulle. Hoekom doen jy nie wat jy moet doen nie? En die ding wat die skrywer vir ons hier wil sê is dat God doen baie meer vir my en vir jou as wat ons ooit aan kan dink. Regtig baie meer. En dis hoekom hy vir my en jou wil sê, wees tevrede met my. Net 'n voorbeeld in hierdie gedeelte wat hy sê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Hy sê hierso dit op 'n baie ander manier. In die Grieks is daar verskriklik baie negatiewe aspekte aan dit gekoppel. Dit is nie negatief nie, eintlik in die Engels is dit negative, of die sinkonstruksie is opgestel as 'n negatief, maar om vir my en jou iets oor te dra. So dit is letterlik so geskryf in die Grieks. Nee, ek sal jou nooit, ooit verlaat nie. Nee, jou nooit in die steek laat nie. So die skrywer wil vir my en jou sê, dis presies wat die Here sê. Ek gaan jou nooit, ooit in die steek laat nie. So moenie eers enigstens twyfel aan dit nie. En die rede hoekom ons twyfel en die rede hoekom ons nie tevrede is met dit nie, is as gevolg van ons emosies. Ons luister partykeer meer vir ons emosie as wat ons vir die Here luister. En daar's wonderlike voorbeelde in die Bybel. Kom ons vat uit Moses by die braambos wat aan die brand was. God praat met Moses. Sê vir Moses, ek weet wie jy is. Moses ontdek homself by God. Hy kom agter, hy's nie 'n Egiptenaar nie, hy's 'n Jood, hy's geroep deur God. En hy sê, Here, wat moet ek doen? En die Here sê vir hom, gaan terug Egipte toe en gaan maak my mense vry. En wat gebeur? Moses raak bang. En sê, Here, ek kan dit nie doen nie. Ek hakkel. Ek kan nie gaan na hierdie mense toe nie. Wat gebeur? Emosie kom begin en hy begin luister vir emosie. Wat sê God vir hom? Moses, ek weet wie jy is. En Moses begin twyfel en dis toe die Here vir Moses sê, maar steek nou my jou hand in jou jas in en toe word melaats, gooi jou stok op die grond, dit word 'n slang. En selfs dit het amper nie as Moses oortuig nie. Jene, nê? Wys jou net hoe sterk is jou emosie. Wat ons luister partykeer te veel na dit en nie na God nie. Nog 'n voorbeeld, Dawid. Jy gaan lees die hele psalms. Jy gaan agterkom, Dawid is soos 'n drama queen, heavy. Want hy is so bang en partykeer so skrikkerig en oordramaties oor goed wat gebeur in sy lewe. En dan op 'n stadium in die middel van die psalm, dan is dit asof hy net 'n switch maak om te sê, maar Here, U is sterk. Here, U is goed. In die begin, is jy nie tevrede met God nie, Dawid? Nee, maar dis emosies wat oorkom en hy luister vir die emosie. Jesus sê self vir sy disippels, ek gaan by julle wees, ek gaan julle nie los nie. Wat doen Petrus? Emosies kry die oorhand. Hy sê, Here, ek gaan jou nooit los nie. Jy gaan nêrens gaan nie, jy gaan nie sterf nie. En Jesus sê vir hom, kom agter my Satan. Dit is rof om vir jou eie vriend dit te sê. Maar dit is presies die ding. Ons luister partykeer te veel na die emosie. Want die groot ding is dat ons jaag die emosie na. Ons jaag nie God na nie. Dis hoekom jy gaan na 'n ander kerk toe of jy gaan na 'n ander belewenis toe en die musiek is great, die atmosfeer is great. Al wat hulle doen is die emosie opgekook.
Jy het nie regtig 'n koneksie met God gemaak nie. Maar die oomblik wat jy 'n koneksie met God maak, dis meer van waarde, is 'n groter belewenis. En ek wil vandag vir jou sê, pas op dat jy nie laat toelaat dat emosie jou lei en jou geestelike lewe lei nie, want jy gaan nooit ooit dan tevrede wees met God nie. Jy gaan altyd sukkel. Want jy gaan altyd wonder, Here, is hy daar? Help hy my? Terwyl hy help jou. Terwyl hy wil hê, emosie moenie daar wees nie. Hoekom het ons emosie? Ons het emosies dat ons nie robotte wees nie. Dat ons met mekaar koneksie kan bou. Dis waarvoor emosies is. So kom die Here sê, ek is jou God, ek bly by jou, ek saam met jou. Ek wil hê, jy moet met my praat. En daai emosie is daar om ons te help om God te ervaar, ja. Maar partykeer gee ons toe dat die emosie ons meer in ons lewe input hê as God. En wat so wonderlik is die Here sê vanoggend vir my en vir jou, deur hierdie vers, hy sê, ek beloof owe, met cherry sprinkles, alles on top, ek beloof, ek sal jou nooit los of verlaat nie. So het net geloof in my, weet net, ek is by jou. En dis hoekom hy hierdie wonderlike gedeelte, die skrywer se 2 psalms by. En ek gaan vra die musiekspan na vore kom, hulle kan opkom solank. Hy sit Psalm 27 vers 1 en Psalm 118 vers 6 by mekaar deur om die volgende te sê: Die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan mens aan my doen? En as jy nou hierdie gedeelte hier aan die einde lees, waar hy sê die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan mens aan my doen? Dit spreek alles van wat ons nou net gesê het. Ek gaan nie verander om mense te beïndruk nie, want ek verander omdat mense iets aan my doen. So ek verander my karakter, ek verander my beginsels, ek verander wie ek is, om by hulle aan te pas. Terwyl die Here sê, nee, moenie aanpas nie. Wees tevrede met wie jy is. Die Here het jou so gemaak. Daai uniekheid soek hy. Strewe om daai uniekheid meer en meer na vore te kry in jou lewe. En tweedens, ek ken geen vrees nie. Ek gaan nie toelaat dat die emosies my die oorhand gee nie. Ek gaan begin op God vertrou, want hy sal nooit ooit my verlaat nie. Hy is my helper. Hy is die een wat by my staan. En weet jy, vanoggend wil ek jou hierdie 2 vrae dan net vra. Tevrede met jou lewe? Vraagteken. Tevrede met jou Christelike lewe? Vraagteken. En as jy sê, ek is nie tevrede met my lewe nie, gaan ondersoek jouself. Kyk, waar het ek afgedwaal van die uniekheid wat die Here vir my gesê het? As jy sê, nee, ek is nie tevrede met my Christelike lewe nie, dan wil ek vir jou sê, kom praat met ons. Ons sal jou help om jou geestelike hupstootjie te gee, dat ons jou op die regte pad kan sit, dat jy kan geestelik groei, dat jy kan hoër strewe. En die tweede vraag is jy tevrede met God? Of luister jy te veel na jou emosies? Of wil jy God heeltemal aan een kant toe skuif en maar net na jou emosies volg? Dis jou keuse, maar ek wil vir jou sê, volg eerder God. Hy gaan jou na hoër hoogtes toe vat, as wat jou emosies jou kan ooit vat. En dis wat vanoggend gaan gebeur hier met die doop. Hier met die doop gaan mense vanoggend sê, ek is nie tevrede met my lewe nie, met my geestelike lewe nie, en met my lewe nie. Ek het weggedwaal van wie ek was in die Here en wie hy my gemaak het. Ek wil weer terugkom na dit toe. Ek wil graag my lewe weer in lyn kry met wat die Here wil hê. En tweedens, ek wil myself vereenselwig met God. En sê, Here, ek gaan nie meer luister na dit wat hier binne in my, wat die emosies is nie. Ja, ek gaan huil as ek in die teenwoordigheid is. Ja, al die emosies kan ons gebruik en ons kan dit vier. Maar ek gaan nie toelaat dat dit my oorrompel en dit my lewe bepaal nie. Ek gaan toelaat dat U my lewe bepaal. U is my helper. Ek ken geen ander vrees nie, want U sal by my wees. U sal my nooit ooit verlaat nie. So vanoggend wil ek vir jou vra, as jy dit graag wil doen, wil ek vir jou sê, wanneer ons 'n volgende geleentheid het vir doop, 'n volgende geleentheid het waar ons vir mense bietjie intree, doen nie moeite en kom bou jou verhouding met die Here. Het vrede in jou hart. Wees tevrede
En dis die wonderlike ding. Het vrede in jou hart oor wie die Here jou gemaak het. Die Here het my gemaak sonder hare. Is niks wat ek aan dit kan doen nie. Het vrede met dit. Maar ek weet vir 'n feit, ek gaan nou nie by 'n haarklap betrokke raak en myself verander omdat ek wil hare hê. Nee. Ek gaan aanvaar wie die Here my gemaak het en ek gaan in dit groei, meer en meer. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weet, Here, dat U is lief vir ons. Hier staan ons by. En Here, vanoggend het ons die wonderlike geleentheid waar mense hierdie stap gaan neem om te sê, Here, meer van U, minder van myself. Ek wil groei in my lewe. En Here, ek vra tog dat U hulle sal seën. En Here, mag elke persoon wat na hierdie boodskap ook luister, mag hulle werklik word besef, Here, dat U het hulle ontsettend baie lief. En dat U wil graag met hulle verhouding bou. U wil graag hulle lewe verryk. Help hulle om nie te vrees nie. Help hulle om nie te dink dit gaan my vriendegroepe invloed en al die dinge, daarom wil ek nie. Help ons om te kom terug na hoe U ons gemaak het, wie U ons gemaak het, sodat ons kan groei in dit en ook kan blom in dit. En ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen en amen. Vanoggend het ons die voorreg om mense te doop. En ek gaan jou naam uitlees en dan wil ek net vra dat jy vorentoe kom en net hier voor vir my kom staan. Ek gaan vra dat jy van hierdie kant af sommer begin staan en dan daai kant toe volmaak. So vanoggend het ons die voorreg om vir Mia te doop. Mia, kom asseblief vorentoe. Vir Jacques Cushion, hy kan vorentoe kom. Vir Shanique Skuman, vir Jacques Lou, Gert van Sail, Chantel van Sail, Zanelda Grobler, Jaden Oosthuizen, Janique Cornelius, Rico Cornelius, Martin Ferreira, Marine en dan Dion de Toy. Kom asseblief vorentoe kom staan hierso. Hierdie mense het vanoggend die besluit gemaak dat hulle wil graag gedoop word en hulle wil graag die stap neem om hulle lewe te verryk in lyn met die Here. So gemeente, net daar wie is, kom ons sluit die oë en dan bid ons die seën van die Here oor hulle af. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend vir hulle elkeen kan bid. En ek vra, Here, dat hierdie besluit wat in hulle harte is, wat hulle geneem het, Here, dat dit werklik 'n besluit sal wees wat U meer en meer in hulle sal laat vorentoe kom. Ons sê dankie daarvoor, Vader, dat U hulle tot hiertoe gebring het. En Here, wanneer hulle in daai doopwater instap en na uitstap, dat hulle sal besef dat U sal hulle nooit verlaat nie, nooit in die steek laat nie. En ons sê dankie daarvoor in Jesus se naam. Ons sê dankie, Here, en ons salf hulle nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Heilige Gees, kom en kom vul hulle harte, dat hulle sal besef hulle is geliefd deur U. En dankie vir hierdie stap wat hulle neem. In Jesus se naam. Amen. En amen. Ek gaan julle vra net so om te staan en net om die cherry op die koek te sit vanoggend, is daar iemand wat graag ietsie wil sê hoe die Here 'n verskil in sy lewe gemaak het en waar hy gesê het, ek is nie net tevrede nie. Hy wil graag oorstrewe. En ek gaan vir Jacques vra. Jacques, kom staan hier voor en dan kom vertel jy hulle terwyl ek die sertifikate uitdeel. Hallo almal. Jo, dis baie mense vanoggend. Maar ja, ek wil maar net deel met julle hoe ek die Here regtig ervaar het. As ek bietjie emosioneel raak, is jammer. Dit gebeur maar. So, ek en my pel Joelle, ons het Kreersdorp toe gegaan om 'n kerk te gaan besoek en dis soos pastoor maar sê, dis maar 'n kerk wat jou emosies daar uitstoot en alles net wow laat klink en goed. En ons gaan toe en ons het vir worship is groot gegaan. Eintlik, en om eerlik te wees, ek het baie daarvan gehou nie. Dit was nie so wow so wat almal gesê het nie. In die son gesit, die wind het gewaai, dit was net rof. Maar ja, toe besluit ons gaan nou die volgende dag gaan ons bietjie kerk toe gaan. Ons sommer net 'n kerk gekies en besluit ons gaan daartoe gaan. Ons gaan toe en Google sê vir ons, ek dink dit begin 9:00. Ons daag al op, maar die deure is toe en ons wil omdraai om uit te gaan, ander kerk te soek en ek sê vir jou man,
kom ons gaan pluk net aan die deur of iets. En ons gaan en ons ruk die handle so en iemand maak oop. En ja, ek skrik, want nou is daar soos 3 mense by die deur. Hallo, hoe gaan dit met jou? Wie is jy? Hallo. En alles is lekker. Hulle vra wie ons is. Hulle kry ons inligting sodat hulle ons kan WhatsApp na die tyd en al daai dinge. En ja, toe ons, ek en jy, maar dis scary hoor. Soos dis almal is hier op jou, dis almal is so oorvriendelik. Jy raak nogal soos hier is bietjie dodgy. Maar ja, ek en jy gaan selfs badkamer toe. Ons kry een nou in die badkamer wat ook al werk. Hy is ook daar op jou. Hallo, hoe gaan dit met jou alles? En hulle sê vir ons nee, ons sê toe ons wil sommer heel voor gaan sit. Ek was die ernstigste hoorie. Maar ja, hulle laat sit ons heel voor. It's fine, it's lekker. En toe kom die pastoor in en hulle het ook 'n lekker sanggroep en alles en ons begin te worship en nou staan ons. Ek staan met my hande oop so. Dis 'n lekker manier om te wys jy gee oor aan die Here en alles en ek staan so. Ek moet sê voor die tyd vra hulle vir ons, hoor jy is julle okay met mense wat in tale praat? En is julle okay met mense wat die Here op ongelooflike maniere ervaar? En ons sê ja. Great. Dis so, ons is reg vir dit. Ek het nie verwag dit gaan langs my en voor my en agter my gebeur nie. So, ek het geskrik daarvoor. Maar ja, nou staan ons daar so en ons worship en die een tannie agter my begin praat in tale en 'n ou langs my begin gaan te kere. Tannie daar agter praat in tale. Almal gaan so wild te kere en ek begin stres. Ek raak bang. Ek sê van, "Jesus, maar is hierdie regtig die Here se werke?" Want ek sê gewoond hier aan nie. Ek meen dit gebeur nie hier by ons omgewing so baie soos wat dit daar gebeur het. Maar ek begin bid en ek raak desperaat want ek kry nie die Here se antwoord op hierdie soos van is dit regtig U nie en ek raak desperaat ek sê van wys my iets. Doen iets fisies, help my. Vat aan my arm as jy moet doen net iets en my oë is toe en ek bid en ek onthou die pastoor roep mense vorentoe wat gebed nodig het en goed. En 'n ou kom verby my en hy vat so my linkerarm en nou skrik ek. Ek kyk so en hy sê vir my, "Sorry, ek wil net gou verbykom." En hy gaan verby en ek kyk so ek sê van, "Okay, Here, daar was nou toevallig. Kom aan. Kom ons draai weer asseblief. Ek is nog nie so oortuig nie." En ek dink dit het nog so een keer of so gebeur. En die pastoor roep ons besoekers ook vorentoe en hy bid vir ons en goeders en nou is ek opgetens. Emosies is hoog en goed en ek bid nog steeds en so en toe die pastoor kom, toe vat hy ook presies op dieselfde plek so ander 3 mense aan my linkerarm en hy begin bid in tale vir my. En hy druk my naam toe en hy bid in tale en ewe skielik toe slaat hy in Afrikaans oor. So hy daar in my oor en hy bid vir my en hy spreek net goeie goed oor my uit, goeie goed oor ons almal uit. Hy bid en vertel hoe ons terug gaan kom en ons gaan verandering bring in die skema en alles en op daai oomblik het ek net gevoel, wow, soos dit waarvoor ek gevra het nou 3-4 keer gebeur. Dis regtig 'n groot ding wat die Here vir my gedoen het. En soos ons nou staan en bid, nou by die pastoor vir iemand en dan gaan lê hulle. En dan bid en lê en ek kyk dit gebeur, maar ek hoop nie daar gebeur nou iets wat my hier agter toe skiet en dan gaan lê ek hier en dis glad nie so supernatural ding soos wat jy verwag. Dis net 'n mooi manier om te sê, weet jy wat, ek gee oor. Ek gee oor aan U en hy kom en hy bid vir my en hy praat en hy sê, ek het nou nie presiese woorde nie, maar hy sê, ervaar die Here se liefde en op daai oomblik, jy is so vol emosie, totdat jy vir jouself sê, weet jy wat, ek gee oor. En met daai trek ek terug en altyd my knie gee in en toe vang daar 2 ouens agter my. Maar die tannie was sliek, sy druk so 'n sakdoekie, 'n tissuetjie in my hand klaar voor die tyd. Baie slim geweest, maar ek tree so terug en my knie sak so en dis net daai, dis regtig nie vir show nie, niks nie, dis jou persoonlike ontmoeting vir die Here wat jy daar lê en jy ervaar net al sy liefde. Dit voel soos iets wat op jou bors slaat, sulke shockwaves van hoendervleis wat net pa. Dis net amazing en daarso het ek Here ervaar en direk daarna toe sê ek vir Joel, ons sit in 'n KFC, ons lunch gou voor ons huis toe gaan en ek sê vir hulle, hoorie, ek dink ek moet gedoop word. En dis daar waar ek my besluit gemaak het en ek wil dit net met julle deel. Die Here is al buite, die Here is hierso. Julle moet letterlik net aanvaar en oopmaak. Dis asof hy by 'n deur staan en hy klop. En jy hoor dit, maar jy's te harde kwas om vir hom oop te maak. Soos gee net oor aan die Here. Dis great. Julle sal nie spyt wees nie. Dankie. Amen. So gemeente, dis ons voorreg dan om vir hierdie mense te doop vanoggend, dat hulle daai tree neem
en ons gaan dit nou saam beleef. So, julle is meer as welkom, julle kan uitbeweeg na julle plekke toe om aan te trek. So, julle is meer as welkom, julle kan maar vandag, julle kan gaan. En dan, die res van julle gaan nou lekker saam sing in die tyd wat ons gou aantrek. En mag die Here jou ryklik seën, dan sien ons mekaar nou weer. Julle kan maar opstaan, dankie. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. 'Cause here I am to worship. 'Cause here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 'Cause here I am to worship. 'Cause here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. You are the Word. You are the Word and the beginning. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name. What a beautiful name it is.
beautiful name it is, the name of Jesus. So I throw up my hands. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Kom ons sing dit saam. So I throw up my hands and praise you again and again. Kom ons aanbid hom so paar oomblikke. So that I have is hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, nothing else except for a heart singing hallelujah. So I throw up my hands. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah. Net waar jy staan, maak die oë. So I throw up my hands and praise you again and again. I praise you again. 'Cause all that I have is hallelujah, hallelujah. Amen en amen. I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart, except for a heart singing hallelujah. Amen. Baie dankie. Jy kan die sitplek inneem. Ek wil net sê vir die familie, julle is meer as welkom om vorentoe te kom en
so dood is hy. Dat vorentoe kom en jy wil 'n foto kom neem, is jy meer as welkom om dit te doen. Jy's meer as welkom om hier voor te kom staan. Ons het 'n kamera wat hier wys. Ek dink hy gaan so 'n bietjie hak. Ek hoop nie so nie. Ek dink dit is maar met die internet. So ja. So julle behoort daarom te sien wat aangaan hierso. So ons gaan die eerste ene inroep.
Kom ons staan, dan sing ons lekker saam. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. I'm desperate for you. And I'm desperate for you, Lord. And I'm lost without you, Lord. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Yes, it is. This is the air I breathe. Your holy presence living in me, and I'm desperate for you, Lord. And I'm lost without you, Lord. And I'm desperate for you. I'm desperate for you, Lord. And I'm lost without you, Lord. I'm lost without you. I'm lost without you, Lord. I'm so lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you, Lord. I'm lost without you. I'm so lost without you. I'm coming back to the heart of worship. Thank you, Lord.
Ja, Hemelse Vader, dankie dat ons dit vanoggend kan vier. Ons vra U seën, Here, oor elke persoon, oor elke gesin, dat U hulle sal seën, dat hulle sal weet dat U is lief vir hulle. En ons sê dankie daarvoor. Gemeente, jy kan jou sitplek inneem vir 'n oomblik. Ons het hierdie koevertjies wat daar voor lê. En hierdie koevertjie kan jy vandag huis toe vat. Soos wat jy uitloop, kan jy 'n koevertjie vat. Volgende Sondag is 'n belangrike diens. Want dit is 'n diens waar ons kom na die Here toe en sê, Here, dankie. Dankie dat U ons gespaar het. Dankie dat U ons gedra het. Dankie dat U ons nooit sal los of nooit verlaat nie. En dan in hierdie koevertjie skryf jy en sê, Here, U beloof U sal my nooit verlaat of los nie. En ek beloof om dieselfde te doen. En dan kan jy, as jy op jou hart voel, dat die Here sit 'n bedrag daarin, dan sit jy dit daarin. Die rede hoekom ons die geld daarby sit, is nie vir die kerk se onthaalwe regtig nie. Is vir jou onthaalwe. Dat jy vir die Here sê, Here, hierdie wat ek najaag, die geld, die status, al die dinge, beteken niks sonder U nie. En daarom beloof ek, Here, dat ek gee hierdie saad, sodat ek in lyn kan bly met wat U wil hê ek moet doen in my lewe. En ek wil net vir jou sê, ons gebruik dit wat jy gee. Ons voed gesinne, elke maand gee ons kospakkies. Ons het 'n klerekassie agter wat ons baie mense mee help met klere. Ons gee broodjies by die laerskool elke week. Hierdie goed kos geld en jy het 'n aandeel in dit, oor dat jy help met jou bydrae. En ek wil jou vanoggend aanmoedig, beloof 'n bietjie vir die Here en sê, Here, ek gaan getrou wees in die volgende jaar, in hierdie volgende tyd, van hierdie Oktober tot volgende jaar Oktober, wanneer ons weer die diens hou, gaan ek getrou wees en ek beloof, ek gaan my losmaak van sekere goed wat my terughou om U te ervaar en ek gaan bietjie najaag om meer in U in my lewe te kry. En dis hoekom ons hierdie kaartjies het. Is 'n belofte wat jy maak voor die Here. En jy hoef nie jou naam of van daarop te skryf, as jy wil kan jy, maar dis maar net om vir die Here te sê dankie, dat U my deurdra. En hierdie is my bietjie om net terug te sê dankie vir dit wat U doen. En ek gaan ook nou wag, ons gaan nou ook wag op die offerande. En ons sê dankie vir elkeen se bydrae, soos ek nou net melding gemaak het. Jou bydrae help dat ons goed kan doen. Ons is betrokke by die skole en betrokke in mense se lewens. En ek kan nie vir jou sê hoe baie mense se lewens word verander deur hierdie kerk, oordat ons betrokke is en oordat ons help nie. Dit is jou bydrae wat dit doen. So ek gaan vra die persone wat die mandjies by hulle het, dat julle kan voortgaan met die opneem van die offerande. En dan wil ek, terwyl hulle dit opneem, wil ek net graag vir jou deel, en ek het versuim om dit te sê aan die einde van die preek, maar dit is dat ons het geleenthede hier by die kerk om jou te help om geestelik te groei. Jy weet, as jy nie tevrede is met jou geestelike lewe nie, as jy nie tevrede is met jou lewe nie, en jy wil goed moet verander, ons het dinge aan by die kerk. Ons het op Dinsdaagaande 'n woordskool, wat jou gaan leer hoe om die woord te bestudeer, en dit gaan ook jou lewe verryk. Ons het Woensdaagaande 'n geestelike groei aspek, waar ons bietjie meer intiem met mekaar deel, en vir mekaar bid, en mekaar bedien. Jy weet, ons is in die proses om nog selgroepe op die been te kry, sodat daar ook geleenthede kan gegee word. Ons het, ek dink is die eerste naweek in November, Monica, het ons 'n hoenderrol vir die dames, en vir die mans, as jy wil weet hoe om hoender te ontbeen en te kom rol, en al die dinge. Maar dis 'n geestelike geleentheid ook, want dis daar waar ons bietjie die vrouens ook gaan bedien, en mense gaan bedien. So ons het allerlei dinge wat plaasvind by die kerk. Vra ons net, en ons sal vir jou in die regte rigting instuur. Ons het die kinderkerk, wat daar is ook 'n geleentheid waar jy kan bedien, en dit help jou ook om geestelik te groei. Ons gaan binnekort 'n manne bid hier ook begin, op 'n Vrydagoggend, waar ons bietjie net gaan saam bid, as manne, vir ons dorp, vir ons land ook, vir ons self. So, hou asseblief alles dop, ons sit jou op die WhatsApp groepe, en al die dinge gaan gebeur, en dit gaan jou help om geestelik te groei. En ons sê vir jou baie, baie dankie, dat jy ons so wonderlik ondersteun. Gemeente,
dan laat my toe dan om julle hier uit te stuur. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met julle gaan in hierdie week, tot ons mekaar volgende Sondag by ons dankdiens sien en daarna lekker saam eet en saam gaan kuier as gemeente. Shalom. En net so laaste, kom ons gee net 'n lekker handeklap vir al die dooplinge wat hulle self laat doop het. Ons is super trots op hulle. En as jy wil meer weet, ons gaan weer doopgeleentheid hou binnekort, hier seker in Januarie. So as jy wil graag gedoop wil word, praat met ons en dan sal ons so geleentheid bywoon. Geseënde dag vir julle, geniet die res van die week, dan sien ons mekaar volgende week weer. Shalom. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for everything I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for everything I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about